Goeiemôre, liewe vriende, ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons opgewek het. Ons dank die Here dat hy 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën. Terwyl ons vanmôre dan sal aangaan met hierdie baie besondere reeksie van Bybelse berading vir blywende verandering. Ons gaan vanmôre stil staan by hoe deel ek Bybels met toorn en woede-uitbarstings en aggressie in my lewe. Nou vriende, ons is vanmôre by die deel waar ons praat oor vervang jou sondige optredes met die regte en Bybelse optredes. Nou, ons het alreeds gister gekyk na hierdie gedagte van vriendelikheid. Wanneer ek agterkom dat ek nou besig is om kwaad te word, daar is sekere simptome wat ek raak sien, dit noodsaaklik om die Heilige Gees te vra om die waarheid van die woord toe te pas in my lewe deur vriendelik te wees. Die Here sê maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergeef het. Die volgende ene wat doodlogies voortvloei, nie net vriendelik nie, maar ook ontferming. Lukas 15 vers 20. Onthou jy wat gebeur het in Lukas 15? Hierdie verlore seun wat sy goed gevat het en weggeloop het van sy pa en sy goed deurgebring het in sonde. Die Bybel sê toe hierdie seun na sy pa toe terugkom en sy pa hom van ver af sien, het hy opgestaan en die Bybel sê vir ons sy pa het innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Dit is wat kinders van God teenoor ander mense moet doen. Ons is gered uit genade, vriende. Ons het nie verdien dat die Here ons kom red het nie. Ons is soos hierdie verlore seun wat ons Vader se genade eintlik deur die modder gesleep het. Ons het sy naam oneer aangedoen. Ons het met bose praktyke in ons lewe geleef. Nou is ons gered, ons is op pad hemel toe. Ons burgerskap het verander. Ons is op pad na God se heerlikheid. Daarom moet ons anders te optree. En wanneer mense teenoor my verkeerd optree, dit noodsaaklik om die ontferming wat God aan my bewys het, deur my te red in sy seun Jesus Christus, te openbaar aan mense. Innig jammer vir hulle te voel dat hulle nog nie by die kruis uitgekom het nie, dat hulle nog nie gered geword het nie. As dit geredde mense is, omdat dit in die stryk van die duiwel getrap het. Of dit nou my vrou of my kinders is, vriende, kom ons wees vol ontferming. Vergifnis is die volgende gedagte. Hoe vervang ek hierdie sondige optredes met regte en Bybelse optredes? Ek moet vergifnis gee. Ek is vergewe. Daarom sê die Bybel wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergeef het. Ek onthou eendag toe ek na iemand gegaan het en vir hulle vergifnis gevra het, toe sê hulle, luister, ek vergewe jou, maar ek vergeet nie. 'n Kind van die Here moenie so wees nie. As ons vergewe, moet ons ook vir die Here vra, Here, help my om hierdie lelike en hierdie bose ding wat gebeur het, te vergeet. In die sin, dat ek nie Sondag meer daaroor sal dink nie, maar sal dink daaroor en die Here sal dank vir die oplossing en vir die lesse wat ek daaruit kon leer. Daarom, onthou wees vriendelik, vol ontferming, vergewe mekaar. En dan wees geduldig. Kolossense 3:12 sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God. Hierdie woordjie beklee strek hierdie dinge aan as kinders van God. Hy sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. So met ander woorde, ons moet geduldig wees teenoor mekaar. Dit is goed om geduldig te wees. Dit spaar jou baie hartseer. Dit spaar jou baie pyne in jou lewe en baie gebroke verhoudinge. Dit spaar jou dit as jy leer om geduldig te wees. Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. So wees vriendelik, vol ontferming, skenk vergifnis, wees geduldig, vervang jou sondige optredes met nederigheid. Hoor wat sê die Bybel in Romeine 12 vers 3, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir julle elkeen, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. U sien, die meeste van ons woede-uitbarstings is omdat ons dink ons het 'n beter argument. Ons het 'n beter redenasie hierso. Ons wil die laaste sê. Hierdie ander een wat ek mee praat is stupid, of wat my vrou of my kinders of my werkskollega of iemand wat ek miskien in 'n inkopiesentrum kry of miskien die vrou by die kasregister. Hulle is onnosel, hulle weet nie wat aangaan nie, of hierdie persoon oor die telefoon is onnosel. Die Here sê nee, wees nederig. Luister vriende, dit gaan nie oor jou eer nie. Dit gaan nie oor jou ou wonderlike goeie naam nie. Dit gaan nie oor jou reputasie in hierdie geveg nie. Dit gaan oor hoe gaan jy God verteenwoordig. Hoe gaan jy hom verheerlik wat jou redder is? Want jy behoort nie meer aan jouself nie, maar aan die Here. Daarom sê die Bybel, moenie meer van jouself dink nie. Ja, dit gebeur by tye wanneer jy met mense praat en jy kom agter dat hulle verkeerd is, dat hulle in hierdie saak bly voortgaan. Vra jy vir die Here vir geduld en nederigheid.
Ek vra hom vir wysheid hoe om hierdie saak te benader, miskien met 'n ander invalshoek. En vra die Here, terwyl jy daar praat, die jou wysheid sal gee, en hierdie persoon met wie jy redeneer, wysheid sal gee dat hulle sal sien, en ook so God sal verheerlik. U sien, is 'n patroon wat jy in jou lewe kan aanneem, 'n patroon wat jy begin handhaaf, 'n patroon wat jy uitleef in jou lewe. Daarom ook, van nederigheid af vloei die liefde uit. 1 Korintiërs 13 vers 4 sê vir ons, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Moenie vir jou vrou sê, jy's lief vir haar, en dan behandel jy haar soos een of ander iets wat die kat ingedra het nie. Moenie sê jy's lief vir haar en jy skree en jy slaan goed en jy is aggressief en ruk en pluk aan haar, of die vrou teenoor die man, of die ouers teenoor die kinders en die kinders teenoor die ouers, of werkskollegas of mense op die pad nie. Nee, die Bybel sê wees lankmoedig, want die liefde is lankmoedig en die liefde is vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, dit praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie. Ek het nie nodig om elke keer die laaste sê te sê nie. Ek het nie nodig om elke keer die geveg te wen nie. Ek het nie nodig om elke keer uit te stap breëbors en te dink ek is oorwinnaar terwyl my hart breek in my binneste nie. Liefde is belangrik. Vervang jou sondige gewoontes van toorn en woede en aggressie en woede uitbarstings met liefde. En dan selfbeheersing. Spreuke 16:32, die lankmoedige is beter as 'n held, en hy wat sy gees beheers as een wat 'n stad inneem. Luister wat sê die Bybel. As jy selfbeheersing kan toepas, is jy beter as 'n held wat 'n hele stad oorwin het. Dink by jouself, as ons vandag iemand kan kry wat so goeie krygsman is dat jy hom na 'n bepaalde plek toe stuur en hy oorwin hierdie hele plek. Die hele stad neem hy in. En die oorwinning kan aan sy geweldige manhaftigheid en heldhaftigheid toegeskryf word. Luister, die Bybel sê dat 'n lankmoedige, iemand wat selfbeheersing het, is baie beter as 'n held. Hy wat sy gees kan beheer as een wat 'n stad inneem. Moenie vir my sê jy's 'n kind van die Here en jy sal 20 jaar gered en jy kan nie jouself beheer nie. Spreuke 29 vers 11 sê, 'n dwaas laat al sy toorn uitvaar, maar 'n wyse bring dit eindelik tot bedaring. As ons kinders van God is ons nie veronderstel om soos 'n dwaas op te tree nie. 'n Dwaas is iemand sonder verstand, iemand wat nie logies kan dink nie, iemand wat nie Bybels wil dink nie. Daarom sê die Bybel vir ons, 'n dwaas laat sy toorn uitvaar. 'n Wyse, iemand wat onder beheer van God se gees, met God se waarheid lewe, is iemand wat dit tot bedaring bring. Galasiërs 5:22 sê vir ons, dat die vrug van die gees, vriende, is liefde en blydskap en vrede en lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid en getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ken hierdie dinge is die waarheid van God se woord nie. Die vraag is net vanmôre, hoe leef ons? 'n Volgende gedagte wat ek vir u wil noem is goddelike stilte om te swyg vir 'n oomblik. Spreuke 15:28 sê die hart van die regverdige dink na om te antwoord, maar die mond van die goddelose laat slegte dinge uitborrel. Luister wat sê die Bybel. Die hart van die regverdige. 'n Regverdige is iemand wat weergebore is, iemand wat sy sonde vergewe is. Hy dink voor hy antwoord. Maar die mond van die goddelose, die Here sê eintlik die een wat net heeltyd praat en net sy sê wil sê en die skuim kom hier by sy mond uit en hy skree en hy gaan te kere en hy dink hy's hierdie geweldige Here. Die Bybel sê vir ons hy laat slegte dinge uitborrel en eintlik wys hy die goddeloosheid van sy hart. Jakobus 1 vers 19, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Hoe vervang ek hierdie toorn en woede en aggressie in my lewe? Goddelike stilte. Om vir 'n oomblik te swyg voor ek hierdie stoompot laat uitspuit en hierdie geweldige uiting gee aan my emosie. Word stil vir 'n oomblik en sê, Here, ek wil nou dink voor ek antwoord. Ek is u kind. Ek moet u verteenwoordig op aarde. Ander mense sien Jesus in my en ek vra u, Here, ek wil nie skade en skande bring op u naam en u koninkryk nie. Daarom vra ek u, Here, help my om stadig te wees om te praat en stadig om toornig te word. Die volgende gedagte wat ek vir u wil noem is 'n sagte antwoord op vriendelike woorde. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. In plaas van in die môre as ek my vrou vra, luister, het jy gister toe daardie oproep vir my gemaak en sy sê vir jou, nee, ek het vergeet. In plaas van om te sê, luister, wat het jy om te doen? Alles wat ek vir jou sê, vergeet jy. Luister, kan 'n mens vir jou niks vra nie. Voor jy dit doen,
Vra die Here om 'n sagte antwoord te gee en sê my pop, ek weet jy's besig gewees, is geen probleem nie. Kom ons hanteer dit gou-gou vandag. Dank die Here vir al die hulp wat jy my gee. Vriende, watter voorreg, watter vreugde in 'n huis om so op te tree. Watter voorreg om jou vrou so lief te hê of jou vrou jou so lief te hê. Man, het jy gou vir my by die Checkers gestop om gou vir my daai room te kry, het ek jou gevra het, ek het heeltemal vergeet. Yes, 'n mens kan jou ook niks vra nie. Jy seker weer upset minded, jy dink seker weer jy het aan die golf. Nee, ag, dis nie 'n probleem nie. Checkers is net hier af in die straat. Kom ons ry gou sommer saam in, dan kry ons sommer 'n kans om 'n paar woorde te gesels. Dit is wat God van sy kinders vra. Watter voorreg om so te kan lewe. Ek dank die Here vir 'n groot mate van hierdie dinge wat hy in my en my vrou se lewe kom inbou het. Ek en sy het beklei soos kat en hond. Na die eerste 3 maande of na so 'n jaar en 'n half van ons huwelik was ons vir 3 maande uitmekaar gewees. Omdat ons nie met mekaar oor die weg kan kom nie. En dank God, ons is 34 jaar getroud. En ons kan terugkyk. Ons kan sê geloof sy die naam van die Here. Ons is nie volmaak nie, verseker nie. Ons doen nog met ons eie dinge, ons vertrou die Here elke dag. Here, eerder 'n sagte antwoord en 'n vriendelike woord voor toorn en woede en 'n geskree. As jy jou vrou nie goed kan behandel nie, luister, dan is al die ander behandeling van ander mense 'n fasade, 'n voorgee, 'n fariseëse gesindheid. Dit begin by jou huis en dit kring uit na jou kinders, na ander mense. Die laaste een vanmôre is 'n weiering om te vergeld. Spreuke 20 vers 22. Moenie sê ek wil die kwaad vergelde nie, wag op die Here dat hy jou help. Vriende, al kom mense jou te na en al gebeur daar iets by die werk, vra die Here, help my om nie te vergeld nie. Help my om nie hierdie persoon wat miskien op my geskree het en my geskel het en sleg gesê het en u weet dit is nie die waarheid nie. Help my om nie te vergeld nie. Ek kan u scenario's vertel in my kinders se lewe en mense wat ek al beraad het en hoe die Here in die bres getree het. Hoe die Here dan hierdie saak op sy tyd, nadat hy sy doel bereik het in die kind van God se lewe, die uitkoms gegee het. Hoe wonderlik om te weet dat God sluimer en slaap nie. Daarom laat jou weg aan die Here oor. Hy sal vir jou sorg. Ken hom in al jou weë dat hy jou paie gelyk maak. Weier om te vergeld. Romeine 12 vers 19. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. Mag die Here genade gee dat ons nie met vergeldingsgedagtes rondloop, bitterheid, woede in ons harte nie. Maar dat ons hierdie waarhede sal ter harte neem. Môre gaan ons bietjie praat oor daaglikse hulpmiddels wat geïmplementeer moet word ten einde hierdie saak blywend, konstant en deurgangs te oorwin. Mag die Here ons genade gee, vriende, sy woord is kosbaar, sy woord is wonderlik en mag ons dit implementeer deur die krag van sy Gees ook in ons lewens. Groete vir u, mooi dag verder, tada.